nou na die woord gaan luister, wil ek vir u vra, Here, om my lippe aan te raak met 'n koolvuur van die altaar. Here, dat ek die woord sal aflewer, so wat u wil hê, dit moet afgelewer word vanoggend. Die Here kom ontmoet met ons elkeen wat hier vanmôre is. En kom uit en seën ons vanmôre, Here, tot eer en verheerliking van die wonderlike naam. Amen. Ons het Dinsdag altyd ons geraak aan, die pastoor gepraat het, toe praat ons van die gawes van die Heilige Gees. En ek het vir die Here in die week gesê, Here, wat moet ek vanmôre bring? Geef vir my 'n woord. Nou ek gaan dit in 3 dele aflewer, want dit gaan te veel wees om in 1 Sondag te probeer inbring. Maar ek het vanmôre die titel van my boodskap wil ek vanmôre maak. Moenie jou gawes, jou talente en jou genadegawes verruil vir Netflix nie. Moenie jou gawes en jou genadegawes en jou talente vanmôre verruil vir Netflix nie. Nie die TV-reeks Netflix nie, Netflix, N-E-T met 'n woord flix. Soos maar alweer nou Engels gestel, bioscopes. Moenie jou gawes en jou talente en jou genadegawes vanmôre verruil as kind van God vir Netflix nie. Ons is geneig om dit te doen. Die Here Bybel ons gebring het, kan saam met my lees 1 Korintiërs 12 vers 3 tot 11. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees nie. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Onthou daai stukkie. Dit word gebaar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op dit wat nuttig is. Halleluja. Hy sê want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, en 'n ander weer 'n geloof deur dieselfde Gees, en aan die ander die genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, en aan die ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk in een, en dieselfde Gees, want aan elkeen afsonderlik uitgedeel is soos hy wil. Dis 'n lang gedeelte. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, het jy ontdek wat die gawe is wat God wil hê jy moet gebruik? Jou gawe, het jy dit al ontdek vanmôre? Weet jy wat 'n gawe het God vir jou gegee as mens wat gebruik moet word ter stigting, ter opbouing? Of het jy nog nie agtergekom wat 'n gawe God vir jou gegee het nie? Gaan ek kortlik raak. Die genadegawes wat God vir ons gegee het, is daar om jou as kind van God te help, om die woord van God uit te brei en uit te lewe aan die buitekant. God het vir ons almal 'n talent gegee. Ek sê my so snaak. God het vir almal 'n talent gegee. Ek was geseënd. Hy het my talent gegee om musiekinstrumente te speel. Hy het vir hom Janie 'n talent gegee om te bid. Dis 'n talent. Ja. Hy het vir broer Braam gegee 'n talent wat hy gebruik. Dit mag miskien nie betrekking wees tot die gemeente nie, maar hy het vir almal 'n talent gegee, hy het vir almal 'n gawe gegee. Ons as kinders van God moet by God net bid en op ons knieë bly en vir die Here vra, Here, wys my wat is my gawe wat U vir my wil gee.
Dit is baie keer moeilik. Ek gaan dit so kort bespreek en daarna gaan ek uitbrei daarop. Die woord van wysheid is 'n bonatuurlike openbaring van God se plan of insig in 'n spesifieke situasie. Wysheid gee God vir jou 'n plan wat in 'n spesifieke situasie gebruik moet word. Dit word genoem die gawe van wysheid. Hy wys jou wat gedoen moet word. Die woord van kennis, insig in feite of situasies wat nie deur natuurlike middele bekend kan wees nie. Halleluja. Jy weet nie van die situasie nie, maar God gee vir jou die woord van kennis, sodat jy kennis het van dit wat gebeur het. Halleluja. Geloof, pastoor, maar ek glo nie. Geloof is 'n spesifieke bonatuurlike gawe wat God vir jou kan gee. Dis nie op die aarde moontlik dat ons geloof kan op onsself beywer nie. Dis 'n bonatuurlike gawe wat God vir jou gegee het, is om geloof te hê. Want op aarde kan ons as mens kan ons nie glo uit ons eie uit nie. Die genadegawes van gesondmaking. Halleluja. Wanneer jy daai gawe ontvang, kan jy hande op die siekes gaan lê. En jy kan Here sal hulle gesond maak. En hy sal hulle aanraak. Maar jy as kind van God moet ingebid wees om dit te kan doen. Die werking van kragte. Wonderwerke is nie natuurlike dinge nie. Dit is nou mooi wat pastoor vanmôre sê, ek sê. Dit is nie werklike, natuurlike goed nie. Wonderwerke is nie natuurlik nie. Dis 'n bonatuurlike krag van God af, sodat die wonderwerk kan gebeur wat dit moet gebeur. Dit is nie natuurlike dinge nie. Rampe is natuurlik. Storms, bome wat waai, tsunamies. Maar werking van kragte kom van bo af en van God af. Profesie. Roep het vanmôre. Het is sy profesie gegee. God het hom die gawe gegee om te profeteer oor dinge wat hy nie van geweet het en wat hy nie weet nie. Maar hy profeteer dat die kinders van God kan luister wat hy vir hulle wil sê. Profesie praat nie oor dinge in die toekoms, nie van die verlede nie. Toekomstige dinge. En dan die uitleg van tale. Ag, 'n onderskeiding van die geeste. Onderskeiding van geeste bedoel ons in kort, is om te onderskei dat dit wat gebeur van God af is of nie van God af is. Want as dit 'n bose gees is, en jy die onderskeiding van geeste, kan jy onderskei dat daardie persoon besig is met duiwels goed en nie met God se werk nie. Halleluja. En die uit allerhande tale. Uit sy party mense het hy gegee om in tale te praat. 'n Taal wat van God afkom. Is bonatuurlik. Dis sterk. Dis kragtig. Want dit is ek gaan die vraag vir jou vra, dink daaraan. Hoekom het jy 'n taal gekry as jy met God praat? Dat die duiwel nie moet hoor wat jy vir God vra. Dis hoekom jy aan 'n taal gekry. So the devil can't hear what you ask God. Want as hy moet alles weet wat jy vir God vra, gaan hy 'n stokkie daarvoor steek. Hy gaan dit probeer blok en keer. En dit baie keer, tale is nie altyd net vir jouself nie. Maar tale is baie keer ook wat uitleggings gegee word, gaan oor dinge wat in die gemeente aangaan. En daar buite aangaan. Want die uitleg van tale is 'n bonatuurlike vermoë om die betekenis van die tale wat gepraat is te kan uitlê.
En die mense te kan sê, dit is wat God sê. Nie wat die mense sê nie, wat God sê. Ek gaan nou kort met vinnig daaroor praat. Hy sê vir ons, die woord van God het Paulus ons geleer oor die gawes wat ons het. Hy sê ons moenie onkundig oor dit wees nie. Paulus sê dit duidelik, moenie onkundig wees oor die gawes van die Gees nie. 1 Korintiërs 12 vers 1 en Romeine 14 vers 38. Daar is verskillende genadegawes, bedieninge en werkinge. Daar's verskillendes volgens die woord van God. En dit kom voor in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Nou gaan ek vir jou vanmôre 'n bietjie ietsie sê. Almal kry gawes. Halleluja. Bekeer my ek het nog nie, jy het 'n gawe gekry. Jy moet net vir God vra. Nederig raak voor hom vra dat God jou sal wys wat is jou gawe wat hy vir jou gegee het. Gawes is tot stigting van iemand of gemeentes, nie tot afbreking nie. Gawe van God ontvang het jy daar gekry om te stig, op te tel en nie af te breek en af te kraak nie. 'n Gawe wat God vir jou gegee het, is onselfsugtig. Dis my gawe en myne alleen. Nee. God het al vir jou, hy sê dit is 'n onselfsugtige gawe. Nie selfsugtig nie. Die gawe word gebruik om ander mense te stig en ander mense te help. Want dit is tot versterking en bevestiging wat God wil hê moet gebeur. Hy sê dit is 'n teken van beide gelowiges en ongelowiges. Wat praat jy nou? Gawe is 'n teken van gelowiges en ongelowiges. Want as jy nou saam met God jou gawe gegee het en jy gebruik jou gawe, gaan daai ongelowige dan begin besef, ek soek ook een van daai gawes. So dit is vir die gelowiges en die ongelowiges, sodat hulle kan sien wat aangaan. Die Heilige gee ook soos wat hy wil. Tot oorvloed. En net bietjies nie, tot oorvloed. Ons moet nie agter staan en net die gawes gebruik soos wat ons wil nie. Ons moet die gawes wat God vir jou gegee het, moet jy uitlewe in volheid. Jy moet nie gaan terugstaan met jou gawe en dit nie gebruik nie. Jy moet jou gawe moet jy beywer. Ons elkeen vanmôre moet bid vir die gawe van profesie. Hy sê vir ons, 1 Korintiërs 14 vers 1, dat elkeen moet bid vir die gawe van profesie. Hoekom? Sodat God deur jou kan werk en kan profeteer wat gaan gebeur in die gemeentes en aan die wêreld. En jy moet vanmôre elkeen bid en vra, Here, geef my die gawe van tale praat. Ek wil ook met u kommunikeer, dat die duiwel nie kan hoor wat ek vir u sê. Halleluja. En afsluit met daai gedeelte. Dit het dan net gebeur so min. Die woord van God en Paulus sê vir ons, dat elkeen wat 'n gawe ontvang het, moet sy gawe na die huis van die Here toe bring, skoon tog. Sodat dit saam kan smelt, saam kan begin werk
En onder mekaar, die gawes kan in werking tree, terwyl ons in die diens is. Maar elkeen wil sy gawe vir homself hou. Hy wil net sê, sorry, dis my gawe hierdie. Ek het net 'n stukkie geleef wat gesê het, gawes is nuttig. Gawe nuttig beteken wins en gemeenskaplik goed. Tot voordeel van ander. Om my en die kerk beter te kan maak. En om 'n doel te bereik wat God wil hê ons moet bereik. Gaan ons alleenlik kan bereik deur die gawes van die Heilige Gees. Laaste is my so wonderlik. Hy sê om almal saam te versamel en mekaar lief te hê. Ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar inbring. Almal versamel en ons moet mekaar lief hê. Anders kan die gawe van die Heilige Gees nie werk in 'n gemeente nie. Ek gaan dit net so vinnig opbreek. Die woord van wysheid. 'n Woord van wysheid is 'n bonatuurlike insig van die skrif. Dit is die menslike wysheid, ouderdom of teorie wat jy geleer het nie. Jy kan dit nie leer nie. Dis 'n gawe wat jy van God af ontvang het. Geen tegniese of teologiese teorie of boeke of enigiets kan jou die gawe van wysheid leer nie. Dis 'n bonatuurlike gawe van God af wat jy ontvang het. Dit maak nie saak hoe oud jy is. Dit maak nie saak hoe lank jy vir die Here dien nie. Dit maak nie saak hoe lank jy pastoor is nie. Die gawe van wysheid kom van God af, want dit is 'n bonatuurlike gawe wat hy vir jou gegee het. Geen mens of geen sertifikate kan dit vir jou gee nie. Halleluja. Psalm 119 vers 99 en 100 sê vir ons, ek is verstandiger as al my leermeesters. Wat 'n getuienis is my bepynsig, sorry. Ek het meer verstand as die mense, want ek bewaar u bevele. God het jou beveel om wysheid te kry. En hy het jou beveel om te gaan met daai wysheid wat hy vir jou gegee het, om te gaan spreek daar buitekant. Nou hou ons dit terug. Here, nie vandag nie. As God jou wysheid gegee het, gaan hy jou verstandiger maak. Hy gaan jou gedagte oopmaak, sodat jy kan spreek, en die wysheid kan hê, om te kan sê wat God wil hê jy moet sê. Ek het 'n probleem gehad, jare al. Ek praat vinniger as wat ek dink. Dit het nou baie in die moeilikheid gebring. Ek moes na die Here toe gaan en sê, Here, gee my die gawe van wysheid weer. Herbou dit vir my. Laat ek eerder in wysheid spreek, as in dwaasheid. Want as jy in dwaasheid spreek, gaan jy die mense afbreek. Jy gaan die kerk afbreek. En dis nie wat hulle van God wil hê nie. 'n woord van kennis. 'n woord van kennis is wanneer jy iets weet, wat jy nie geweet het nie. Maak dit sin? Woord van kennis is iets wat jy weet, wat jy nie geweet het nie. Wat nog gaan gebeur? Jy het nie geweet nie, maar God het vir jou die kennis gegee, dat dit gaan gebeur. Dit deel met feite. Inligting. En dit is ook 'n bonatuurlike insig wat God het. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuurlike insig wat God het vir jou gegee. 'n bonatuur
wat gaan gebeur. Want God weet alles, ons het dit gesê verlede Dinsdag. God weet alles. Hy ken alles. Die kennis wat hy vir jou gee, is nie om jouself te verheerlik en om jouself 'n groot man te maak nou nie. Maar die woord van kennis, die gawe wat God vir ons gee, moet ons gebruik en hy kennis wat hy vir ons gee as gemeentelede, moet ons aan die ander mense ook uitdra, sodat hulle ook daai kennis kan hê en die wêreld daar buitekant, sodat hulle ook die kennis kan hê dat daar is 'n God wat lewe, daar is 'n God wat kan genees, daar is 'n God wat jou sonde kan vergewe. En dis die kennis wat hy vir ons gegee, die gawe van kennis wat uitgedra moet word. Halleluja. Dit wys ek nie vanmôre kennis na iemand wat baie slim is nie. Jy hoef nie baie slim te wees om die woord van kennis te ontvang nie. Want jy gaan nie uit jouself uitpraat nie. Jy gaan praat dit wat God wil hê jy moet sê. Halleluja. Geloof is 'n bonatuurlike sekerheid in wie God is en 'n vermoë is wat hy meer deur kan werk. As jy nie vanmôre geloof het nie, wil ek hê jy moet vra. Dit is een van die belangrikste gawes. Here, gee my die gawe van geloof vanmôre. Dat jy kan glo dat dit wat God beloof het kan gebeur. Ek het Dinsdag aand het gesê, ons as kinders van God en die mense in die wêreld is besig om God se verstand te verkleineer. Skoon wat ek sê. Ons is besig om God se brein en sy gedagtes te verkleineer met dit wat ons dink hy weet en hy weet nie. Ons verkleineer hom. Psalm 139 sê vir my, hy weet van elke haar op my kop. Hy weet van elke graspalmpie wat daar buite is. Hy weet van elke korreltjie son wat daar is. Hy weet van elke blaar wat daar is, elke boom wat daar is, elke persoon wat in die wêreld is. Maar dan wil ons nie glo dat hy vir ons sal voorsien, as hy gesê het hy sal voorsien. Dan vat ons dit nou in. Rarig? Here, gaan jy dit rarig vir my gee? Ons verkleineer God se brein. Romeine 12 vers 3 sê my, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besig te wees na die maat van die geloof, soos wat God dit aan elkeen toevertrou het. Want dit is van onsself nie. Maar dit geloof op buitekant. Want God het dit vir jou gegee. Want God, die geloof wat God vir jou gee, is bokant die mate van dit wat ek en jy verwag. Dit is daarbo. Ons verwag hier onder iets kleins. Maar God se genade wat hy vir ons gegee het, die geloof wat hy vir ons gegee het, is groter as wat ek en jy verwag vanmôre. Markus 11 vers 23 sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat in hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry wat hy gesê het. Nou ons het Dinsdag aanhouder gepraat, pastoor Mordei het vir ons gewys, gesê, wat het ons gepraat? As jy die geloof het van 'n mosterdsaad, sê die woord van God, daar is hy, dis 'n mosterdsaadjie, dis op my vingers, dis 'n verskriklike klein korreltjie. As jy daai geloof het, kan jy vir die berg sê, staan op en werk jou in die see.
Kan jy vir die duiwel sê, man, ek luister nie na jou nie, want God het gesê, ek moet nie na jou luister nie. En ek glo nie meer wat hy van my sê nie. Ek glo dit wat die woord van God sê, en dit wat hy vir my gegee het, en vir my gesê het hy gaan my doen, dit glo ek. Maar ek glo nie meer al hierdie goetertjies wat jy vertel, en wat jy vir my ore wil luister, my sê, maar so en so en so nie. Maar dan moet jy sterk wees in jou geloof. En hoe word ons sterk in ons geloof? Deur die woord van God en op ons knieë. Wanneer geloof in aksie is, werk geld nie. Die eie ek werk nie. Die miskiens werk nie. Van dit is sterker as wat dit is. Van die bonatuurlike is dan in werking. Dan gaan daai dinge wat vir jou baie belangrik is, werk nie meer nie. Dis 'n uitgeskou, hoe sê hulle? As jy wil, het gebeur op die TV's, en die flieks en die goeters, dan is die mense besig om op die radio's te praat, dan skielik, dan sny hulle uit, dan hoor die groep mekaar nie meer nie, van die ander groep, het hulle, soos wat hulle sê, die frekwensie afgesny. As jy die geloof ontvang het, wil ek vanmôre vir jou vra, sny die frekwensie van die duiwel af. Switch dit af. Want hy gaan jou geloof probeer afkraak. Hy gaan vir jou wys maak dinge wat nie so is nie. En dinge wat nie gedoen moet word nie. Dan die gawe van gesondmaking. Wil jy moet baie mooi luister, my verkeerd verstaan vanmôre. Die gawe van gesondmaking kan alleenlik in werking tree as jy die gawe van geloof beoefen. Jo, pastoor. Jy kan nie gesond word as jy nie glo nie. Die pastoor kan hier so vanmôre staan en hy kan jou salf. Die kerk kan hulle hande op jou lê. Die gemeente kan hulle hande op jou lê. Daai pastoor kan bid tot hy blou word en sy gesig en sy tong op die grond sleep. En jy gaan die genesing ontvang nie. Want jy as persoon wat die genesing soek, het nie die geloof wat God jou gegee het en gebruik dit nie om gesond te kan word nie. Nou vra jy vir die Here ander dinge, maar jou geloof is so swak, so God kan dit nie vir jou gee nie, want die gawe van geloof opbreek in jou lewe. Die gawe van geloof is my die nouste gawe wat die Bybel vir ons gegee het. Want sonder geloof beteken ek en u niks volgend. Ons is 'n nul op 'n kontrak. Jy beteken niks nie. So jy kan wel bid vir genesing, soveel as wat jy wil. Maar as jy nie daai mosterdsaadjie geloof het nie, gaan jy nie genesing ontvang nie. Baie mense verskil met my. Maar die woord van God sê vir my, dan kan die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Maar hulle moet ook glo. En ek as wat bid, persoon wat vir die persoon bid, moet ook gaan glo dat God die persoon kan gesond maak. Want sonder geloof beteken handeoplegging en gesond maak niks nie. Hy sê vir ons in Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en die krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Halleluja. Jy moet God in jou hê, om die hande op die siekes te kan lê, en hulle genesing kan ontvang. Dis nie die pastoor nie, dis nie die kerkraad nie, dis nie die doktors of die professors, wat Gods geleerdheid het, wat die genesing bewerkstellig, maar dit is die krag van God, deur die geloof, wat dit bewerkstellig.
Ons wil baie keer wil ons dinge doen wat nie van die Here af is nie. Genadegawe van gesondmaking is ook 'n bonatuurlike gawe wat God vir jou gee. Dis 'n bonatuurlike gawe. Nie sommer net iets wat jy onder 'n blikkie uitskop nie. Jy moet dit van God af ontvang. Hy sê die Here getuig saam met jou. As daar genesing plaasvind, getuig God saam met ons. En hy jubel saam met ons dat die persoon die genesing ontvang het. En dit bevestig ook dat ek en jy in Christus is. Want ons glo dit wat die Vader vir ons sê kan gebeur. Hebreërs 2 vers 4 sê vir ons, terwyl God ook nog saam getuig het deur die tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Halleluja. Nie my wil die Here, maar u wil. En God sal dat dit gebeur en geskied. Halleluja. Deur die gawes wat jy ontvang het en gebruik, verheerlik jy God. Nou, as jy nou vanmôre 'n gawe ontvang het en jy gebruik hom nie vanmôre nie, wil ek vir jou vra, begin jou gawes te gebruik. Johannes 14 vers 13 sê vir ons, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Sy woord sê vir ons, dat dit wat ons in sy naam vra, hy vir ons sal gee. Ek het geloof, ek het die wysheid gekry, ek het die kennis gekry van God af, van die woord af. Nou vra ek vir die Here, Here, ek soek genesing. Ek soek 'n oplossing. Gaan God dit vir jou gee. Want sy woord sê dit vir ons. Hy is in jou en met jou, deur die Heilige Gees en deur die gawe wat jy ontvang het. So ek wil nie hê ons moet rondkyk nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit inbring. Moenie jou gawes, jou talente en jou genesende gawes wat jy gekry het, moet dit nie verruil vir Netflix nie. So wat bedoel jy daarmee? Ek praat nie van die Netflix op die TV nie. Ek praat van Netflix. Want baie mense gebruik hulle gawes om 'n show te maak, sodat die mense die kerke moet volkom. Geen amen. Gaan dit wees sê. Baie pastore en kerke gebruik hulle gawes wat God vir hulle gegee het om shows te maak, flieks te maak, sodat dit opgeneem kan word en die wêreld daar buitekant moet sien. As het 'n mooi fliek gekyk, Here het mense uit die rolstoel uit laat gaan. Hoeveel van die mense is al gevang, die pastore? Wat mense wat aankom wat glad teen rolstoele is nie, of wat glad nie bedlend is nie. Dan word daar vir hulle gebid en die manne word in die kiste uit, word hulle wakker en hulle word hoe sal hulle sê, lewendig weer. Die mense spring in die rolstoele uit. Die mense wat aangeloop het, wat krippel is, word skielik genees. Ek het een aand het ek gesien op YouTube, waar 'n pastoor die ou kind ingekom in die kerk en hy het so geloop. En die pastoor het nie eens daarom nie, volgens hy, God says you're gonna be healed. Die volgende oomblik te spring hy. 'n Dag daarna, toe kom die ma tevore kyk. Toe sê sy, die pastoor het my R1000 gegee, dat my kind moes gemaak het of hy krepeel is, so die wêreld kon gesien het, dat die kind, die Here in die krepele laat het gesond word. Hy het dit gebruik, die gawes wat God vir hom gegee het, is om flieks te maak,
en om te wys vir die wêreld aan buitekant, hoe kyk hoe mooi kan dit gebeur. God sê vanmôre moet jy jou gawe vir 'n fliek gebruik nie. Gebruik jou gawe, die manier wat God wil hê jy moet hom gebruik. Dis nie Netflix nie. As jy wil Netflix sien, dan sit die TV aan. Weet Netflix, kom. Dis net die mekaar spul. Maar goed, is vir my so die mekaar, nie, daai remote is vir my Grieks. Ek like om toppies te druk op die computer, gaan aan in die werk. Netflix, dan moet jy nou begin rondsoek, dan is dit action, dan is dit... So ons wil ons gawe soos flieks gebruik. En vir flieks maak. God sê ons moet dit nie doen nie. Jy moet gawe gebruik waarvoor God het vir jou gegee. En dit is tot eer en verheerliking van sy naam. En op opbouing van die mense. Gaan afsluit met die ene. Sal aangaan met die volgende boodskap. Hy sê die werkinge van kragte. Gawe van die werkinge van kragte. Dit beteken dat God jou as persoon gebruik. En as kerkganger, en as kind van God wat gesê het, Here, ek wil die gawe van kragte hê. Waar die Here vir jou dit gee, sodat daar wonderwerke kan gebeur as jy dit spreek. Dat die wonderwerke kan plaasvind deur die Heilige Gees, omdat jy die gawe ontvang het, en God jou die wysheid en die kennis gegee het, en die geloof gegee het, om daai gawe uit te leef, sodat as jy dit spreek, dit gebeur. Dis 'n gawe van wonderwerke. Dit gebeur nog vandag. Die gawe van wonderwerke oorheers die wetlike teorie in die land. Dit is groter as dit. Die wonder ek wil vra, kan jy nou gaan en wat nou die goed graders gaan hier en na Tafelberg toe ry en begin met die grader Tafelberg skuif en skuif tot hy in die see is. Kan jy dit doen? Not gonna happen. Maar deur die geloof, soos 'n mosterdsaad, en die gawe van wonderwerke in jou, en die gawe van profesie, en die gawe van wat die Here vir jou gegee het, kan jy vir daai berg sê, werp jou in die see. Dis 'n wonderwerk wat gebeur het. Ek het gesien, pastoor Flippie Gerber, en die ander pastoor se van onthou, ons was in welkom nog. In die stadsaal het ons 'n konferensie gehad, van die woensdag aand tot die sondag aand. Die pastoor en sy vrou het in die kerk ingestap, van 'n dorp af. Die baba, die ma, die pa, die baba vashou, die baba het 'n waterkop gehad. Weet jy of jy al weet vir die waterkop, die groot kop wat... Pastoor Flippie Gerber het gesê, as daar iemand is vanaand wat wil hê ek moet bid vir hulle, vir siekte of genesing, wil ek hê moet uitkom. En die pastoor en sy vrou het uitgekom met die babietjie. Die eerste vraag wat pastoor Flippie Gerber vir hulle gevra het, glo julle dat God julle kind kan genees? Hy sê, as julle glo, wil ek nou vir julle vra. En dit sê die kerkbroer wat saam met hom is, sê, hou die kind vas. Steek julle hande op na julle eie kind toe vanaand. Rig julle hande na julle kind toe. Dan bid ons vir die kind. En dan het begin bid. En die hele stadsaal het begin God loof en prys en bid. Hande uitgesteek en God begin loof. 2 weke later, toe bel die pastoor en sy vrou, toe die wonderwerk plaasgevind. Toe is die kind se kop normaal. Geen breinskade. Geen agteruit wat hulle sê, hy is stadiger as ander mense nie. Want God het 'n wonderwerk gedoen met daai kind.
Hy het 'n wonderwerk gemaak dat die mense daar buite kan kon sien dat wonders nog kan gebeur. Genesings nog kan plaasvind. Dit is 'n bonatuurlike krag van God af. Handelinge 14 vers 3 sê vir ons, hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis het, deur die beskik wat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. Tekens en wonders vind deur die hande plaas, as jy die gawe het, wat God vir jou, jy gebruik hom, wat God vir jou gegee het. Maar ons as kinders van God is geneig, om ons gawes net te gebruik, om flieks te maak daarvan. Ons sit ons, hulle sê, daar's 'n spreekwoord sê, don't hide your talents under the buckets. Ek wil vanmôre vra, moenie jou gawes wat God vir jou gee het, onder 'n emmer sit nie. Leef dit uit. Daar's nog ander gawes, dis later weer so. Ek 'n bietjie later by dit uitkom. Volgende diens sal ek aangaan met die gawes en met die genadegawes en die talente wat God vir ons gegee het. Maar ek wil afsluit vanmôre en sê, ek glo dat wonderwerke of bonatuurlike gebeure behoort baie meer algemeen in ons lewens te wees. Wat sê jy nou, pastor? Ek sê dit moet meer in ons lewens plaasvind. Maar ons logika en ons redenering wat ons het as kinders van God, beperk hierdie gawes tot 'n baie groot mate. Ons beperk die gawes van God om te werk. Deur die rand het ons deur die dag ook gesê. Ons beperk God om te doen wat hy wil doen. Ons moet dit stop. Maar die gawe van geloof werk saam met al die ander gawes wat God vir ons het. Ek wil vra, as jy nie 'n gawe van geloof het vanmôre nie, kom ons vra God om ons gawe van geloof te gee. As jy nie vanmôre weet wat is jou gawe wat God vir jou instoor het nie, wil ek jou vra vanmôre, vra vir God om jou te wys wat is jou gawe wat hy wil hê jy moet gebruik. Jy het dalk 'n talent wat niemand van weet nie. En jy gebruik hom nooit nie. Ja nie. Jy het 'n gawe dalk wat jy nooit gebruik nie. Want jy weet nie wat is jou gawe nie. Jy het nog nie vir die Here gevra, Here, wys my wat is die gawe wat ek het nie. Ek sluit af met die woorde. Kom ons vra God om ons te wys wat is ons gawes wat hy wil hê ons moet gebruik. En kom ons gebruik daai gawes vanoggend of vir die res van jou lewe om tot opbouing van die mense daar buitekant aan te gaan. Nie tot afkraking, maar tot opbouing. Want God se gawes breek nie af nie. Dit bou op. Hulle sê mos, if you want to be strong, you have to practice to be strong. If you want to be a fast athlete, you need to practice to be a fast athlete. If you want to make a difference, you must practice to make a difference. If you want to ask God to assist you, you must allow Him to assist you. Ek het nog nooit 'n atleet gesien wat in 'n reis ingaan as hy nie geoefen het nie. Want as hy nie oefen nie, kan hy nie wen nie.
Wat? So as jy nie jou gawes uitoefen wat God jou gegee het nie, gaan jy hulle nie kan gebruik nie. Ons het op skool het ons 'n ouetjie gehad. Ons het hom Faaitjie genoem. Nou Faaitjie was nou eerlikwaar, was 'n bespotting daai tyd, maar ons het altyd gelag en hy het so lekker saam gelag. Ons het hom Faaitjie genoem of ou Rosmannetjie. Was lekker so klein ronde mannetjie gewees. Fris gebou, maar dit was rond. Nie vet nie. Hy het so bolspier op bolspiere gehad. Dat ons altyd vir ons sê, Faaitjie, wat hardloop ons vandag? Wat gaan ons vandag in die atletiek doen? As jy leef vir 400 meter. Dan gaan hardloop ons 400 meter nog nooit ons lewe geoefen nie. Net om te probeer punte vir jou span op te bou. Dan die volgende item, dan sê Faaitjie, nee, vandag is ons gaan weer dit doen. Ons gaan dit doen, ons gaan dit. Dat doen ons dit almal saam, so wat ons gesê het, as 'n show, sodat jou span kan meer punte kry. En dis waar jy ontdek het wat jy werklik in goed was. En dit waarin jy goed is, moet jy meer en meer gebruik. So die gawe wat God vir jou gegee het, wat jy moet uitlewe, moet jy daagliks gebruik. Meer gebruik, sodat jy beter kan word in daai gawe wat God jou gegee het. Amen. Ek het klaar gepraat. Die wat vanmôre wil sê, Here, ek wil vra dat jy die gawe wat jy vir my gegee het, vir my sal openbaar. Steek dit jou hand op. Here, help my om die gawe wat jy vir my gegee het, en dan my gaan openbaar, Here, dat ek dit sal kan gebruik. Tot eer en verheerliking van die naam en tot opbouing van die koninkryk. Amen. En amen. Halleluja.